Vrydag aand. Ek weet nie wanneer julle die video kyk nie. Baie welkom. Ons doen nou vandag 'n fusion episode where basically exhibiting his glory. Dit is die reeks waarmee ons nou besig is by die kerk. En ek het gedink, ek gaan dit net so klein bietjie afbreek vir julle, maybe 'n cool metafoor of 'n storie hê om te verduidelik waaroor gaan exhibiting his glory. En ek wil maar so elke week wil ek incheck, ietsie doen, dalk nie volgende week bestuur nie, maar whatever. En net soos vir julle 'n bietjie net vertel van what's going on, what is the topic this week? Waarmee is God besig in die moed? Waarmee is God besig in Pretoria? Okay, so exhibiting his glory moet ons begin by 'n eenvoudige wegspringpunt, dink ek. As jy nou dink, 'n mens bestaan uit siel, gees en liggaam. Nou, die gedeelte wat ons die beste ken is jou liggaam, omdat jy sien hom elke dag in die spieël. Ek bedoel, almal het liggame en ons almal vaf so oor, jy weet, hoe ons lyk, wat ons aan het, wat die fashion is, hoe ons, jy weet, hoe ons onsself moet opmaak of afmaak of wat ook al. Ons vaf baie oor ons liggame, ons ken ons liggame, ons weet hoe ons voorstel is te lyk, jy weet, as jy ja, as jy atleet is, trek jy sekere klere aan, as jy model is, trek jy sekere klere aan, en by events trek jy sekere goeders aan, so, dis maar 'n manier hoe ons onsself versier, kind of. Maar, ja, so, jy ken jou liggaam die beste. Die gedeelte wat jy die slegste ken, is jou gees. Jou siel is kind of jou content. Dis soos, as jy dink aan cinema appel, soos jou liggaam is soos die skil, die actual appel self aan die binnekant, is soos jou siel, dis jou content, dis jou persoonlikheid, dis soos jou karaktereienskappe, is jou leierskap of nie leierskap, dis jou introvert, extrovert, dis al die dinge. En jou gees is soos die X-factor, dis soos die geheime ding wat dit alles bymekaar bring, dis die ding wat God in jou gesit het, wat niemand anders het nie, wat incredible is, soos dit is die ding wat die wêreld verander, dis daai klein spikkeltjie God. En is eintlik 'n skande dat ons daai gedeelte so sleg ken. Maar ja, so ek nou baie gesê, kom ons probeer dit in 'n voorbeeld insit. Ek het vanoggend weer, toe chat ek met mense en dit is nou 'n Saterdagoggend en almal is net soos, jy weet, ek gaan nou huis toe gaan en ek my, jy weet, lekker koppie tee maak. En ek is soos, jy weet, tee is great, jy weet, hoor ek by almal. So ek gaan sommer terwyl ek bestuur so 'n bietjie tee. So jy weet, ek word nou seker 'n tee sakkie. Ja, en dan, jy weet, bottoms up. Ek moet sê, ek sien nie regtig die appeal nie. Dalk is dit nie vir my nie. Dalk is dit nie my tipe ding nie. Oh wow, dit is droog. Maar ek het ook al gehoor dat mense sê dat jy moet dit saam met melk doen. So, jy weet, tee, dalk draai 2 en saam met melk gekry. Ja, dit maak het nie beter nie. Dis baie guys, ek dink is baie regrettable. Kijk, julle, dis hier die mense wat so committed. Maar, jy weet, ek bedoel dit nou as 'n voorbeeld. Maar die eintlike ding wat tee by mekaar bring, jy weet, wat die suiker oplos, wat die tee warm genoeg maak, wat dit oplos in, wat die hele tee idee maak, dis eintlik kookwater. So, ek gaan nie kookwater drink nie, maar basically, so is jou siel, gees en liggaam ook. Jou liggaam is soos die teesakkie. Ek bedoel, uit so potensiaal, al die geure is daar binne, jy weet, jou hele wonderwerk van bestaan is jou liggaam. Die melk is bietjie meer substance, melk en suiker, goed wil jy bygooi, daar 'n bietjie heuning, wat ook al substance is, dit wat jou liggaam maak werk, is jou karaktereienskappe en stuff soos dit. En die groot en eintlik die geheime deel, die gedeelte wat tee maak werk, is die kookwater. Omdat sonder kookwater gaan die tee nie warm genoeg word om die geur uit te laat nie, die melk gaan nie meng met die suiker nie, niks van die goed gaan by mekaar kom nie. So, dis hoe jou gees ook is. Jou gees is die eintlike ding, die katalysator
Dis die ding wat jy in die middel sit, wat alles maak werk. Sonder jou gees kan die prent nie by mekaar kom nie. 'n Gedeelte wat ek graag met julle wil deel, oor die exhibiting his glory gedagte, is 1 Korintiërs 3 vers 9. Maar gaan dit sommer vir julle in die Engels recite hom, dis nou vanaf hoe ek het gememoriseer het. So, we are God's fellow workers. We are his field. We are his building. Dit is my so amazing wat God also net sê. Is, verstaan, hy werk saam met ons in die wêreld. Ons is sy veld, so hy het in ons geplant, hy het hierdie X-factor, hierdie sielgedeelte, of ekskuus, hierdie geesgedeelte, het hy binne in ons plant. Die Spirit, die Holy Spirit, daai, jy weet, geesgedeelte het hy binne in ons gesit. Wat alles by mekaar bring, wat jou maak werk, wat die koninkryk bring, aarde toe, daai gedeelte het hy in jou gesit, hy het in jou geplant. En die laaste gedeelte van die vers, we are his building. Nou ek weet nie hoeveel van julle het al gehoor, dat, jy weet, jy is die enigste Bybel wat meeste mense gaan lees in hulle lewens. Soos, nommer 1, wat mense lees nie meer die Bybel nie, maar nommer 2 ook, mense wat nie gelowig is nie, wat nie kerk toe gaan nie, wat nie Christus persoon nie, wat nie, jy weet, hulle lewe al vir God gegee het en in daai lig lewe nie. Hulle ken nie die Bybel nie, hulle het geen idee, jy weet, wat die hart is, wat God se hart is, wat liefde is, wat versorging, wat, jy weet, die nuwe koninkryk, wat die hemel op aarde is, daai tipe goeders, dit resoneer nie by hulle nie. So wanneer hulle na jou kyk wat 'n Christen is, wat die Bybel ken, is jy hulle Bybel. Wat 'n cool, amazing, awesome verantwoordelikheid is. En ook 'n cool ding is hoe God, omdat as jy dink aan hoe jy God ervaar, een van die maniere is deur die Bybel, maar een van die maniere is ook deur mense. Dat was cool, baie. So waar dit by die exhibiting his glory gedeelte uitkom. Kyk, God het, so wat hy gesê, you are my field, hy het dit in jou gesit. Hy het sy glory, hy het sy gees, hy het sy liefde in jou gesit, daai spirit gedeelte, daai gees gedeelte, het hy in jou gesit. En daai gedeelte gebruik ons om die koninkryk van God te bou op aarde. Nou, moenie wag, jy weet, ek wil net goed genoeg wees, net, my hand los nie. Soos jy moenie die hele tyd moet bid, om hemel toe te gaan eendag toe, of dinge doen wat goed is om hemel toe te gaan nie. Exhibit his glory, bou die koninkryk hier vandag, nou. Moenie wag vir die hemel nie, moenie uitsien na die hemel en dis die uiteinde nie. Soos, doen nou wat jy kan, bou die koninkryk nou, wees God se medewerker, werk saam met hom. Ek dink dit is nie die eerste tree in exhibiting his glory en dis so cool, net preekreeks, dis so cool gedeelte waarmee ons kerk nou besig is. En dis ook wat jy kan verwag as jy na Fusion toe kom. Ons het elke liewe Vrydag 5:00 in die middag het ons Fusion. Dis tot so 6:30, maar ons social gewoonlik tot so 7:00. Kom ontmoet tieners, jou eie ouderdom, kom ontmoet mense wat lief is vir die Here. En kom ons praat oor God, kom ons praat oor exhibiting his glory. Kom ons praat om sy lig in hierdie wêreld te laat skyn. So I think dis die stukkie vir vandag. 'n beautiful week en catch julle weer volgende week.